Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Die 7 Augustus by Fusion op Vrydag begin ons met 'n nuwe reeks genaamd Gebreek, maar nie stikkend nie. Ons gaan oor temas praat soos die lewe wat jou seermaak, God restoreer jou, genesing vat tyd en die gewig wat ons dra. So tieners, maak seker julle join ons vir hierdie reeks. Hoe dink ons oor ons finansies? Ons gesels oor rentmeesterskap by ons volgende Kingsman sessie Maandag aand 3 Augustus om 7:00. Ons wil graag elke Cold One uitnooi na ons City Changers aand Woensdag 19 Augustus om 7:00. Ons wil graag saam met elke persoon wat betrokke is by ons ministries droom oor wat in store is vir 2027 vir ons kampus. Registreer asseblief op ons Church Suite link sodat ons vir jou plek kan voorberei. Ons is by ons aanddiens besig met 'n nuwe reeks wat ons noem van ek na ons. En dit handel oor die hele aspek van om te behoort aan iets en om te behoort aan die gemeente. En soos jy sien, sit ek nou op 'n stoel en reg langs my is daar 'n leë stoel oop. En jy weet, daar's ook mense in jou lewe wie jy weet hierdie stoel kan vul. So ek wil jou vra, kom ons bid saam in geloof dat die stoele gevul kan word. Maar as jy weet van iemand wat op hierdie leë stoel kan kom sit saam met jou, nooi hulle gerus saam na ons dienste toe. Jy kan op hoogte bly van alles wat gebeur by ons kampus deur die QR-kode te scan op ons stoele. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Mag jy 'n wonderlike oggend hê. So ons fokus is op 'n reeks waarmee ons besig is. As jy dit nou gemis het, verlede week het hy afgeskop, is nog volgende Sondag. Vat jy so 'n bietjie op 'n journey om jou te verbeel, jou imagination te gebruik, om te sien, om verder te sien as net die normale, maar om toe te laat dat God jou iets wys en dit wat hy oor droom en is so aan. Ek skryf vanoggend gaan ons bietjie praat net oor die gedagte van jy behoort of you belong in hierdie prentjie waarmee ons besig is oor verbeel jou. En ek wil jy om jou gedagtes daartoe vat, na 'n plek toe waar jy vir eerlik vir jouself kan sê, you know what, ek behoort iewers. I belong somewhere. I belong to something. Dis waar dit gaan. So net so week het ons baie gefokus op die gedagte van Christus het gekom en eintlik 'n beweging kom begin op aarde. 'n Ekklesia. Nou die ekklesia is meer as net 'n gemeente of 'n samekoms van mense. Dit reg oor die aarde is 'n nuwe koninkryk en hy's die koning. So eerds het hy dit begin oor die hele aarde versprei hierdie heerlikheid. En as jy eintlik lees die hele storie van die Bybel gaan daaroor. Mens begin die tuin van Eden my versprei oor die wêreld en dan kom die koning en hy sê dis my volk en ek gaan ewig by hulle kom woon. En Matteus praat so diep af van, hy verwys na as die koninkryk van die hemel wat hier op die aarde is. Die ander evangelies praat van die koninkryk van God. Okay, dis verlede week. Verstaan hierdie beweging. Hierdie week wil ons daai beweging bietjie gaan inkleer en sê dis meer as net 'n beweging. It's more than a movement.
Weet, want 'n movement staan mense op en sê, I believe in the cause, en ek gaan hierdie ding support, en ek gaan alles wat ek kom doen, gaan ek doen, as ek moet betoog, gaan ek betoog vir hierdie ding. Maar hierdie wil hom bietjie meer vat. Hy sê, hierdie beweging is eintlik familie. Dis 'n familie. Christus het gesê, ek het nie net 'n beweging begin nie, ek het 'n familie begin. En onthou hierdie familie is nie 'n gemeente nie, die familie is die liggaam van Christus. Dis elke gemeente, elke Christen reg deur die wêreld is deel van hierdie familie. En hy sê ek het 'n familie begin en ons gaan spesifiek praat oor hierdie ding. Jy sien ek skryf daai laaste skryf ek aan familie, broers en susters. Jy weet ons hoor dit nie meer vandag nie. Jy weet, dis vreemd, as ek net hier instap en sê, hallo broers en susters van die gemeente, dan dink julle, genigtig, het ek lank geslaap. Voel soos 'n paar jaar terug wat ek hierdie gehoor het. Broeders en susters, as jy mekaar groet, het jy agterkom, ouers het dit gedoen, al die jare, jy kom by die deur, dan sê hulle, hallo broeder, gaan dit? Maar net by die kerk. En dis vreemd, nee? Maar dit kom uit die Bybel uit, en daar's 'n rede, ons gaan praat daaroor, daar's 'n rede hoekom dit spesifiek so aangespreek was en genoem was, en praat van dit, so ons gaan vanoggend bietjie na dit kyk oor die prentjie van familie. So dit begin by die begin. Ek het gedink, hoe gaan ons hierdie preek in mekaar sit? En ek dink ons begin hom by die begin. Ons vat hom mooi deur, nê. Abraham, met Abraham het die Here gegaan en gesê, goed, ek gaan hierdie familie begin op aarde. Onthou nou, dit was sy volk. So die ouens, julle moet nou bybly, want die ouens selfs in die Ou Testament het die dinge lekker verstaan nie, want hulle het gesê ons is God se volk. Nee, maar toe het God klaar 'n ander prentjie. Dit gaan nie by 'n volk bly nie. Hierdie is 'n familie. Jy weet, wat gaan ander, jy weet, soos 'n aangetroude familie nou al. Jy weet, my pa sê altyd die dag toe hulle getroud is, het die dominee in die kerk gelieg, want hy het gesê julle twee sal een word, en toe sê hy vir ons later, nou is ons al 5. Jy weet. Dis soos in die familie. Die familie word net meer en groter en alles, maar hierdie ouens het volk verstaan, en nou kom God van die begin af, toe praat hy van familie, hier in die prentjie van Genesis 12, in die Afrikaans 20 vertaal hy hom eintlik half korrek, beter vertaling om te sê, hy sê dit, of hy vertel hom mooi, hy sê so, ek sal jou 'n groot nasie maak, so hierdie is die seun van Abraham, dis wat ons heeltyd van praat, as ons praat van Abraham, is dit hierdie gedeelte, is ons ingesluit in die seun van Abraham, hier's die seun wat God oor hom uitspreek, hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees, en ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwen sal ek vervloek, en dan sê, en deur jou sal die groot familie, sê hierdie vertaling, want is eintlik die volk, is eintlik almal, word ingetrek in hierdie een groot prentjie van familie. Hy skryf ons so groot families van die aarde geseën word. Die Here sê, verstaan, die klomp saam is een familie, dis die groot families, so die seën van God wat uitgespreek word, is oor sy liggaam, wat toe nog glad nie bestaan het nie. Onthou, toe was dit nog net 'n volk. Die ouens wat nog ontdek het, dit kom. Ons weet vandag waartoe die storie gaan, maar hierdie ouens, vir hulle was dit, so hulle het heeltyd gedink nasie. Hierdie ouens gedink, ons dink net aan nasie. Hierdie familiepaare skryf ek geopenbaar, nie net 'n volk nie, van die begin af. Hy sê, maar ek wil 'n familie openbaar, want in 'n familie is daar meer verhouding. Weet, broers en susters, weer terug by die kerkterme, boeties en sissies, nee, julle almal wat so sit in die family, jy ken jou broer so goed, jy weet, ken jou sissie, jy weet, daar's meer verhouding, daar's iets van identiteit, jy hoor 'n van, partykeer dan is die van belangriker as die naam, voor die van, jy weet, as jy nou as jy 'n besonderse familie uitkom, en jy stap in, hulle sê, ek luister so 'n ding met hulle praat, en toe praat hulle van Eben Etzebeth, toe sê hulle, maar die Etzebeths was nogal bekend gewees, in die omgewing. Toe vra hulle, hoe het dit vir jou gevoel om as Etzebeth groot te word? Toe sê hy het maar die stories gehoor, en het hom baie keer gehelp, want die ouens was banger vir hom, as gevolg van sy van, as wie hy werklik is. Verstaan, en praat hulle so, die Etzebeths. En dan saam met dit, kom daar altyd in 'n familie, 'n tipe verantwoordelikheid. In die kerk praat ons van 'n roeping, 'n tipe verantwoordelikheid, wat aan hierdie familienaam gekoppel word, en dit bepaal ook, of gee vir jou toekoms. Kyk, as jy uit 'n familie uitkom met 'n goeie naam, het jy 'n goeie toekoms, andersins as jou familie dalk nie daai, want jy ook 'n toekoms, maar 'n interessante toekoms. Verstaan, maar dit koppel iets aan jou toekoms, familie, en dis die prentjie, ek dink ons moet dit sien vanoggend, wat hy
van praat. So hierdie familie konsep wat God en Abraham oor gepraat het en geopenbaar het in Christus, nou word hierdie familie fisies gestig op aarde. En ek wil hom die hele tyd sien, Jesus, en ons verlede week gesê, toe hy gedroom het oor eklesia of oor kerk, het hy nooit gedroom aan 'n gebou nie. Jesus het nie gedroom aan geboue nie. Hy het nie gedroom aan gemeentes nie, en denominasies nie. Hy het gedroom oor sy liggaam, sy eklesia, sy familie. Hy het gedroom, en kan ons dit sien, soos wat Jesus dit gesien het. So, nou begin Jesus hierdie nuwe familie op aarde. Jy sien, daai ouens het gesê in die Ou Testament, het hulle nie familie gedink nie, hulle het net gedink aan volk en dit. En Jesus was in hulle prentjie in die Ou Testament hierdie militaristiese koning of heerser wat gaan kom, wat hulle volk gaan nou hulle span gaan die beste spankaptein kry. Verstaan jy, as hulle gedink het, hier kom die beste spankaptein, lippe teen die klippe vir die ander, en ons wag af voor. En Jesus se prentjie is, nee, dis glad nie wat dit is nie. Ek is hier om 'n familie te begin, en guess what? Daai span wat jy so teen speel en op en neer, is dalk deel van jou familie. Jy moet dit verstaan. Ek bedoel, ons gaan 'n familie. Dis hoekom die Jode en die hulle het gepraat van die heidene, almal wat die deel was nie. Verstaan jy? Hulle dink volk. Hulle dink nie familie nie. Partykeer sit ons ook maar daar. Ons is nou maar weer terug om partykeer daar, en ons dink maar net, jy weet, ek en my gesinnetjie of ek en my kerkie, jy weet, en dis dit. Maar dis veel groter die prentjie wat Jesus gehad het. En in sy kommunikasie, is wat jy moet verstaan, Jesus het dit so reguit en letterlik gesê, die ouens het nie eers gehoor, eintlik wat hy daarmee bedoel nie, so reguit, want hy spreek nou in 'n tyd, nê? Kom ons kom in die wêreld, hy spreek in 'n tyd waar hierdie ouens, familie is verskriklik belangrik, en familie is net hierdie familie, elke familie het 'n hoof, en hierdie hoof, die patriarg, hy is die een wat eintlik kan besluit en bepaal wie deel word van sy familie nie, niemand anders nie, so net hierdie familie is so een familie, dis hoe hulle gedink het. Nou kom Jesus, en hy praat 'n bietjie breek deur hierdie reëls. Hy skryf daar in Matteus 12 staan geskryf, terwyl Jesus nog met die skare praat, het sy moeder en broers onverwags buite gestaan en wou met hom praat. En iemand sê vir hom, kyk, u moeder en die broer staan buite en wil met u praat, maar hy het vir die een wat vir hom gesê het geantwoord, wie is my moeder en wie is my broers? En toe het hy sy hand na sy disippels uitgesteek met die woorde, kyk, hier is my moeder en my broers. Want elkeen wat die wil van my Vader in die hemele doen, wat die wil doen, die is my broers en suster en moeder. Verstaan jy, hierdie ouens gedink Jesus is baie onbeskof. Jy weet, hulle dink hulle is nou alright. Hulle kom sê vir hom, hoorie Jesus, wag net so bietjie, weet jy is nou besig, maar jou ma en jou boetie is hier buite, hulle wil gaan met jou praat. Sê vir jou, hoorie, wie is my ma en my boetie? Sê hy, luister hier, almal, hier is my ma en my boetie. Nou, daai ons kon gedink het een ding, onthou nou, vir hulle was familie verskriklik belangrik. So hulle kon gedink het, Jesus sê vir hulle, familie is glad nie belangrik nie. Kon sê het, nee, wat julle ouens, julle gooi te groot, maak te groot ding van familie, en hulle kon gedink het, hy is verskriklik, jy weet, teen families, maar hy is nie, want as jy kyk, daar waar hy gekruisig word, hang hy en hy sê, moeder, daar is die seun, en seun, daar is die moeder, laat die familie kan aangaan. So, families is belangrik, maar in sy kommunikasie wil hy vir die ouens begin sê, maar daar is 'n groter familie, wat ek besig is om te stig, wat julle moet verstaan, wat julle, dit gaan julle so bietjie steur, dit gaan julle so bietjie julle manier van dink verander, julle gaan bietjie anders moet begin dink oor familie. So hierdie, wat hy sê, is meer 'n identiteitsstelling. As hy sê, maar almal is my broers, en my susters, en my ma, almal. Dis 'n identiteitsstelling wat hy maak, want hy begin hierdie nuwe familie op aarde, deur Abraham het dit begin, almal moes dit verstaan, en dan kom Paulus, en hy doen dit dieselfde. Nou begin Paulus te skryf, en al die ouens sê, dink, okay, wel, Jesus is nou, hy is nou gesterf, en ons gaan seker nou goed gaan teruggaan na normaal toe, nou in Korintiërs, en ons fokus hierdie jaar, die hele jaar op Korintiërs 1 en 2, so ek vat 'n bietjie weer terug na Korintiërs toe, so in Korintiërs begin hy daar te skryf, Paulus, deur die wil van God, 'n geroepene van Christus, Jesus, en die broer Sostenes, dit was nie sy broer nie, dit was niemand, dit was hulle broer, verstaan, die broer, ons sê die broer Christus wat daar agter sit, jy weet, en ons kan so deurgaan,
almal. Ja, kyk die broers en susters nou hier vir my. Jy weet, as hy wil probeer sê, hy sê broer, so steen is aan die gemeente van God in Korinthe. Hoor, hy gaan aan, hy sê wat in Christus Jesus geheilig is, deur die geroepe heiliges saam met almal wat op elke plek, so hierdie familie is oral, almal wat op elke plek die naam van die Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here, genade vir julle en die vrede van God. Wie? God ons Vader, God ons Vader. Ons is familie, ons het 'n Vader, ons almal het dieselfde Pa. Sê hy vir hulle, almal van julle. Nie net julle ouens in Korinthe is so bevoorreg om hierdie Pa te hê nie. Weet jy wat, ek kom nou van 'n klomp gemeentes hier reg deur die Romeinse Ryk. Almal het dieselfde Pa. En hierdie dit is die NTFE is the New Translation for Everyone, is eenvoudig, nee, dit is wat ons so uitgedink het, NTFE. Hy skryf dit mooi, hy sê in Korintiërs 1:11, hy sê, you see my dear family. Verstaan jy, vat hom en hy skryf vir my, hy sê my dear family. Ek skryf vir my familie, ek praat met my familie, ouens. Almal wat hier sit. En jy's deel daarvan, was baie vreemde taal. Daai ouens, hulle identiteit, hulle posisie, hulle toekoms, alles was bepaal deur die familie. En nou wil Jesus amper daai belangrikheid, dit wat vir baie van die ouens verskriklik belangrik was. Onthou nou, ek is 'n 15de geslag Botha, of wat ook al, wat woon op hierdie plaas. Dis belangrik. Nou wil hy vir ons sê, nee, daai is nie meer belangrik nie. Hoe dink julle? Julle mis dit, julle dink te klein. En Paulus verklaar elke keer dat daar nou 'n nuwe mensfamilie, elke keer as Paulus praat van broers en susters, as hy praat van ons Vader, al die goed, elke keer maak hy 'n verklaring, daar is 'n nuwe mensfamilie op hierdie aarde. Besef julle, daar's 'n nuwe familie op hierdie aarde, en mense moet besef dat hulle aan hierdie ander familie behoort. Jy sien, ek skryf dat familie vra meer as 'n volk of 'n nasie, maar jy ontvang ook meer. Dit is asof jy 'n deel is van 'n nasie, is dit right. Ons gaan nie baie jou steer nie. Maar as jy onder my dak bly, verstaan jy? Daar is 'n paar reëls en regulasies. Daar gaan as jy goed vra. Daar moet jy bydra. So dat familie vra meer, maar jy ontvang meer. So jy moet dit verstaan, jy is deel van 'n familie wat vir jou iets gaan vra. Maar jy gaan iets bydra. Maar jy gaan meer kan gee, jy gaan meer kan vat. So ek wil omskuif die preek net na, dis die gedagte van familie. Maar hoekom familie? Hoekom het Jesus familie gedink? Hoekom het God gedink, ek begin 'n familie? Hoekom gebruik ons familiewoorde? Hoekom gebruik ons nie nasiewoorde of volk? Ons het hierdie sterk nasie begin, en dan maak ons dit 'n militaristiese prentjie nie. Hoekom familie? En is 'n paar goed, ek dink so 3 goedjies wat ek wil uithaal vandag. Die een, obviously is familie is voordelig. Jakobus 1 vers 17 en 18 skryf mooi, hy sê van bo af kom net goeie, ja volmaakte gawes. Hulle kom van die Vader. Sien weer eens as jy die woord Vader dit lees, vat dit terug na familie toe. Dis hoekom ons die woord gebruik. Dit maak jou klaar deel, jy's ingesluit, you belong, jy's ingesluit, want ons het 'n Vader. Kom van die Vader wat die hemelligte geskep het. Anders as die hemelligte staan hy onbeweeglik vas. Selfs sy skaduwee verskuif nie soos hulle sin nie. Hy beskryf net hier die grootheid, die heerlikheid van God. En omdat God so besluit het, het hy ons deur sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en gebore laat word, en so dit gekom dat ons die keur van sy hele skepping is. So wat hy hier sê is, hier's 'n familie, hier's 'n pa, hy het alles gemaak, hy het ons sy kinders gemaak, en ons is die top, die keur, die crème de la crème van sy skepping. Dit is die mooiste gedeelte om te besef, maar ons belong to something beautiful. Jy sien, dis God se droom. Van die begin af het God gedroom, nie net oor mense nie, hy het gedroom oor mense wat in 'n hegte verhouding met mekaar leef. Mense wat leef soos 'n familie. Jy sien, en familie beteken, hier's die 3 goedjies wat dit vir ons beteken. Dit beteken, hy droom oor jou identiteit. Onthou nou, jou identiteit word gekoppel in jou familienaam maak wie jy is. Hy droom
oor wat jy moet doen, jou roeping. Hy droom. Wat is jou job in die familie? Die Here droom daaroor. En dan, wat lê vir jou voor? Ek bedoel, daar is 'n beautiful, die hele Bybel volgeskryf eintlik oor 'n hoopvolle toekoms wat die Here vir ons het. Hy droom oor wat vir jou voor lê. Oor wat nog moet gebeur. Dis die 3 goed wat familie insluit. En as hy praat van familie, dan praat hy van hierdie goed. En hier sit jy en jy dink by jouself, partykeer weet ons self nie eens wie ons is nie. Ons kan onsself nie eens vind in ons eie persoon nie. En Jesus droom oor jou. Hy sê, maar ek het 'n droom vir wie jy is. Ons gaan deur die 3 gaan en dan gaan ons aan die nagmaal toe gaan. So die eerste een is identiteit en is iets wat jy in Doxa Deo baie hoor. Al die Doxa Deo, net so te sê terloops, ons is so 'n hegte familie. En selfs in die zone waar ons nou is, dat ons in Langeberg wat hier by ons sit, ons spreek dieselfde reekse. Elkeen het ander inhoud. Elke wat preek hoor wat die Here sê, nee, so hoor dit, maar dieselfde reeks. Hoekom? Want ons is 'n familie. En ons wil 'n impak maak. En een van die goed wat jy gaan hoor oral in enige Doxa Deo kampus is identiteit. Dis iets wat belangrik is, maar hoor gou die prentjie wat ek hier wil vat. Hier's 'n vraag. Ek oor hierdie vraag gaan dink, hoor gou hierso. Hoeveel het God se verklaring dat jy in Christus deel van sy familie is? So God maak 'n verklaring. Hy sê in Christus is jy deel van my familie. So hierdie verklaring, hoeveel het dit jou denke oor jouself, jou lewe en sy familie beïnvloed? Vra jouself die vraag. Die feit dat hy sê ek is deel van sy familie, in Christus beteken ek is deel van sy familie. Hierdie uitspraak, hoeveel beïnvloed dit my denke oor myself, my lewe en familie? Verstaan, in die oomblik as ek hierdie vraag vra, moet ek sê, maar dit het 'n massive impak oor hoe ek dink ek gaan leef. Want as jy ewe skielik hoor, kom ons gebruik nou, ek wil nou nie, ons vat nou maar die Ruperts of iemand, jy weet, jy is nou deel van hulle familie. Hoe gaan dit jou beïnvloed? 'n Ryk familie, ouens met geld, ouens wat baie geld het. Hoe gaan dit jou beïnvloed? Gaan jy nog steeds daar kom, sê jy, ek worry nie oor julle nie, of gaan jy so 'n bietjie anders begin dink oor die lewe, anders dalk begin optree, anders gaan begin, verstaan, so, jy is ingesluit in hierdie familie wat God oor gedroom het, hoe beïnvloed dit jou lewe? Tydens die doop verklaar ons dit, Galasiërs 3 sê eintlik wat ons verklaar as ons sê ons is ingesluit, wat beteken dit vir ons? Dit gaan vat jou 'n bietjie na identiteit toe. Hy sê want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus, want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek en daar is nou nie meer Jood of Griek of slaaf of vryman of manlik of vroulik nie, want julle almal is een in Christus. En hier verwys hy nie spesifiek na geslag of dit nie, hy verwys net na die groter prentjie van in Christus, nê. Gaan dit nie oor wat ons nou dink het oor, gaan nie iets groters beteken, as ek bekleed word, verstaan ek die wêreld anders, ek gaan 'n bietjie beter vir jou verduidelik, so, is amper soos 'n baadjie. Het jy al daai ou identiteite van jou uitgetrek, verstaan jy, want as jy iets aantrek, het jy die ander uitgetrek, en het jy jou bekleed, so jy word nie meer gedefinieer deur jou status in die wêreld, en dis wat hy van praat, van jou bloed, nie jou bloedfamilie nie of jy Jood of Griek is nie, het gaan nie oor dit nie. Dit is nie meer wat jou bepaal nie, of self nie eers jou prestasies nie, of jy slaaf of vryman, dit is wat hy daarby bedoel, of jy 'n slaaf is, en of jy 'n vryman is, jou prestasies, dis nie meer die goed wat jou definieer nie. Jy sien, want die ding is, Christus wil gesê, ek het droom oor 'n familie, wat aan my vasgemaak is, as jy nie hierdie openbaring van die tyd ontvang nie, voel jy nooit jy gaan regtig behoort nie. As ek nie openbaring het van wat dit beteken om deel te wees, ek is deel van God se familie nie, gaan ek nooit voel ek behoort aan daai familie nie. Ek gaan altyd voel, there's a family of Christ, and that is beautiful, but I'm not part of it. Ek is die een kant. En eintlik wil ek vir jou kom sê, mag jy daai openbaring ontvang van identiteit in Christus, dat jy deel is van hierdie. Dis hoekom baie mense skryf dat gaan kerk toe. Dis die ding wat die ouens sê. Het jy al gehoor iemand sê vir jou, gaan jy Sondag kerk toe gaan? Kom ons gaan kerk toe, nê? Want ons wil probeer deel wees van daai community, daai gemeenskap, daai wat hulle by die kerk het. Ons wil deel wees. So kom ons gaan kerk toe. Maar dis eintlik andersom. Want ons is al klaar deel van die Vader se familie. Hier kom leef ons dit net uit. Al wat hier gebeur. Ons is reeds deel van sy familie.
Maar hier kom leef ons dit net uit. Eintlik is dit soos hierdie, nê, is soos die familie wat by mekaar kom. Nee, weet, partykeer as iemand verjaar, dan kom die familie, of by 'n troues, ons doen nou baie troues, dan sien jy, daai oom en tannie, jy het altyd daai tannie wat almal soen. En dan sien jy die tieners wat nou jonk is, hulle draai loop so om die tannie, en dan sê sy, kom hier, is jy die klein so en so van die en da, sê maar ja tannie, dan soen sy vir hom. Verstaan jy, want dis die familie ding, dis wat die familie doen, nee? En eintlik wat ons hier by mekaar kom, nie net hier nie, die hele liggaam, vandag, almal wat die Here dien, die familie, kom by mekaar. It's a family thing. Hulle kom by mekaar. Okay. Ek skryf hier, maar jy gaan net hierdie rol uitleef, hoor dit mooi, in en saam met die familie, as jy jou identiteit in Christus vind, as jy verstaan, dan sê jy, Here, ek is deel van dit. En dit is voordelig vir jou toekoms ook. In die Ou Testament kom hierdie ouens, die Here sê vir ons dit, hy gee vir ons uitsprake oor die toekoms. Nee? Die Here sê dit, hy sê jy moet dit glo, hy gee vir uitsprake, hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, en God het laat alles ten goeie meewerk. In die Ou Testament profete het elke keer die woord amper gebruik om vir die ouens, hulle het ingelyf deur te sê, maar kan jy dit sien? Met ander woorde, dit wat die Here daar sê, hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, kan jy dit sien? God laat alles in goeie meewerk, wil hy amper vir ons sê in die Nuwe Testament, maar kan jy dit sien? Want dis wat die ou profete gedoen het. Hulle het altyd gegaan in die woord gebruik, kyk. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en aarde. Kyk, met ander woorde, sien, kan jy dit sien? Hulle sê, kyk, daar spreek die Here van 'n nuwe verbond sal sluit. Spring aan na Matteus 1 toe, kyk, die maagd sal swanger word. Kyk, sien jy dit al? Kan jy dit sien? So die Here vir jou wil sê, iets in van die familie, openbaring, kyk, ek kom gou weer. Hy sê, as jy hierdie familie behoort, wil ek vir jou sê, kyk, kan jy jou toekoms sien? Kan jy sien? Want in hierdie familie, die toekoms is ewig, dis in Christus, dis altyd, dis daar, dis anders. Sien dit. Ek sê vir jou hoopvolle toekoms, kan jy dit sien? Want partykeer sien ons die verkeerde goed, ouens. Partykeer is ons gedagtes, ons praat in hierdie reeks oor verbeel jy, en hoe meer ek daar praat, dan dink ek, besef ek myself, maar ons partykeer van ons wat sit deur die week, en ons verbeel ons maar al die verkeerde goed, die slegte goed. Jy verbeel jou, die slegte dinge gebeur met jou. En partykeer dan gebeur dit met jou. Jy dink dalk in die aand as jy gaan slaap en dink jy, wat môre, imagine môre is daai kliënt hulle daag nou nie op vir die afspraak. Of wat dit ook al is. Dan sien jy die verkeerde goed en die Here wil amper vir ons kom sê, sien die regte goed. Hoor wat sê ek. Kyk, behold, dis die kapasiteit om iets te sien waaroor God droom of gedroom het vir sy skepping en sy mense. Dis wat God met ons wil deel deur die Heilige Gees. Hy sê ek wil jy die kapasiteit in jou prentjie kan sien van wat ek sien. Sien dit. Jy sien, as Paulus wil sê, daar in ons gedagtes is hierdie stryd. Hy vat jou na 'n gedeelte toe, ek gaan vinnig spring hier in 2 Korintiërs, waar hy sê dit is soos 'n oorlogsprentjie wat hy inbring, wat ons sukkel om te sien wat God sien, maar dan sê hy, maar hoor nou, in die familie is dit voordelig, want die Here gee vir jou deur die Gees vermoë om reg te sien. Hy skryf dit, hy sê die wapens van ons stryd is immers nie menslik nie, die Here bemagtig jou met iets anders. Hy sê, maar danksy God, kragtig om sterk vestings af te breek, redenasies te vernietig en ook elke skans wat opgerig word teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Die King James praat van casting down imaginations and every high thing that exalts itself against God. Hy sê die Here gee ons die wapens om die gedagtes wat nie waar is nie, af te breek in ons lewens en net met die verbeelding en die prentjies en die drome te sit wat van God is. Hy sê dis hoekom jy deel is van hierdie familie, dis hoekom ek die hoof is van jou familie. So wanneer ons sien soos Christus, sien ons die toekoms soos wat hy dit sien. Ouens, as ons kan eerlik wees, as jy 'n gedagtes het of prentjies het wat by jou vrees wek,
Die eerste wat jy vir jouself moet sê, but this is not God's dream for my life. This is not his desire. Dis nie God se droom nie. Dis nie wat God wil hê ek moet sien nie. As hy wil hê ek moet sien, moet ek die heerlikheid van sy koninkryk op aarde sien, wat nie net 'n beweging is nie, maar wat 'n familie is. Ek is ingesluit in daai familie, ek het 'n koning wat vir my omgee, ek het 'n toekoms wat gaan werk. Hy sê, sien 'n hoopvolle toekoms. So elke keer as jy daar sit, en jy begin jou gedagtes na die verkeerde plekke toe vat, moet jy kom en sê, but this is not from God. Hierdie is nie my pa nie, hy laat my nie hierdie goed sien nie. En dan moet ek opstaan en sê, maar Here, u woord sê nou vir my, daar is wapens wat u vir my gee, wat nie menslik is nie, met ander woorde, wat hierdie goed kan afbreek, en ek gaan opstaan in hierdie wapens, en dit is eintlik dood eenvoudig, om jou te beklee met sy heerlikheid, Here, sodat ek skryf dat die inhoud vervang word, dit met God se waarheid, die goed wat ek sien, verander. Dis hoekom ons vanoggend by nagmaal gaan sit. As jy by die tafel sit, wil ek amper hê met hierdie prentjie vir jouself kan sê, ja, dis great, as jy 'n familie het, dis great. Maar sien hoe ons een familie is. Sien dit vanoggend. Ek gaan nou nie maak soos in die ou tyd waar ons nou een glasie gaan omstuur nie. Dis een familie, dan drink ons uit die een beker nie. Dis alright. Dit kan jy by die huis doen met jou familie. Maar ons sit saam, sien dit, ons sit saam by 'n tafel. Dis nou 4 tafels, maar nou 3 tafels, maar nou ja. Ons deel saam in die nagmaal. Ons gebruik die nagmaal saam, maar met die verklaring van die nagmaal, of vandag verklaar ons iets. Ons verklaar die liggaam van Christus. Veel meer as die liggaam wat gebreek is. Ons verklaar nou fisies, ons is die liggaam van Christus. En as jy dit doen, ouens, kan ek jou vra, dink vandag verder. Dink aan elke nagmaal wat gebruik word. Almal is sy liggaam. En ons is ingesluit in daai liggaam. En hy het 'n droom vir daai liggaam. En die uiteinde van daai droom vir daai liggaam is oorwinning. Dis maklik as jy klaar weet wat die eindtelling is en jy begin die game speel. Dit's baie eenvoudig. Oorwinning. En jy deel in die oorwinning. En dis hoekom ons dit doen. En ek wil jy na hierdie een vers toe vat, wat dit so mooi sê in Romeine 8 natuurlik. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Hoor jy die familieterm? Ons is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring nie, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Sien, daar's ander goed wat ons bedink. Ons bedink nie vrees en angs nie, daar's ander goed. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba, Vader. En die Gees getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. En vanoggend, dis wat familie is. En as jy die nagmaal gebruik, sê Here dankie, ek is ingesluit van 'n familie, ek het identiteit, ek het 'n toekoms, as binne in my die opgewondenheid van U is in my en vir my deur die Gees. En hierdie Gees oortuig my wie ek is. Dit help my anders dink. So die worship team kan na vore kom en dan wil ek vir ons 'n gebed doen vanoggend, net voor ons die nagmaal gaan gebruik. Ons maak ons oë toe, Here, toe U aan die kruis gehang het, het U gesê, of net voor dit vir die disippels, hierdie is my liggaam wat gebreek word. En Here, vandag verstaan ons dit so, Jesus, dat ons deel aan daai oomblik toe Christus gesterf het. Maar wat het dit ingebring? Dit het ingebring die begin van 'n nuwe koninkryk op aarde, 'n onsigbare koninkryk wat reeds bestaan, waarvan ons reeds deel is. Here, vandag roep U ons om daai onsigbare koninkryk sigbaar te maak deur familie te wees. Deur te verstaan wat dit beteken, die voordeel van familie wees. En ek eer U vir dit vanoggend, Here. Vanmôre as ons dit so gebruik, Here, mag ons elkeen sê dankie vir U wat ons Pa is. Mag ek ewe skielik besef hoe vol my familie is, hoe groot hierdie familie is, hoe wyd hierdie familie strek.
En dat U sê hierdie familie se uiteinde is goed. Hierdie familie het 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms. En ek is deel van daardie uitspraak, omdat ek deel van die familie is. Here, dankie dat ek met vrymoedigheid na my familie toe kan gaan, elke keer, elke oomblik, en kan sê, jy is deel van my familie. Dit is nie net eers in 'n gemeente nie, dit is die liggaam. Mag ons die krag van familie op aarde verstaan. We're a family of God. Jesus, U het U lewe afgelê vir hierdie familie. Here, partykeer voel my probleme so groot, maar dan moet ek net onthou, ek het 'n familie. Ek is deel van 'n familie. Daar's 'n uitspraak oor hierdie familie. Daar's identiteitsuitsprake en dit change wie ek is, hoe ek dink. Dankie Jesus. Here, seën die gebruik van hierdie nagmaal vandag in elkeen van ons. En soos wat ons dit vat, verklaar ons vanmôre dat ons is deel van die familie van Christus. Meer as net 'n beweging, we're a family in Jesus naam. Amen. Ek gaan jou vra, jy kan opstaan. Kom help yourself asseblief. Come help yourself with the communion. Thank you so much. Standing on resurrection ground, living a life that has been found in you. You have redeemed me from my sin. Rivers of life now flow within. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. I'm walking on resurrection roads. I'm living a life that's full of hope. Hope in you. No longer a slave to my old ways. I'm dancing to rhythms of your grace. You've made me new. Come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, come and worship the anointed one. Lift up your song. Come and join in as the heavens sing. King of all kings, oh, we glorify the Lord. Oh, we glorify the Lord. The old is past, the new has come. All because of Christ the Son. We're lifting up our voice
us as one. The old is past, the new has come, all because of Christ the Son. We're lifting up our voice.